Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek dink almal van ons sê deesdae vir mekaar, soos nou nie oor die koue kla nie, dat ons nie kan glo dat ons nou al reeds in Julie 2026 is nie. Daarom het ek gedink, dit is dalk goed dat ons net so 'n bietjie terugstaan vir 'n wyle en reflekteer op dit wat ons van die begin van die jaar vir mekaar gesê het en waar ons nou is. En ons het gesê ons tema vir hierdie jaar is om genade vir jouself te hê, om vir jouself toe te laat om in te skakel en as ek die woord kan gebruik te onttrek van die goedheid en die genade van Christus en van Christen wees, sodat jy elke dag kan oorleef. En ek weet baie van ons kry hierdie mooi gesegdetjies of partykeer is dit 'n seënwens of wat ook al met 'n mooi prentjie daarby van mense naby aan ons. En partykeer as ek dit lees, dan dink ek so by myself, dit bevat nie 100% die waarheid nie, want dit is so of dit so net min of meer iets sê wat 'n mens kan glo, maar uiteindelik is daar by van hierdie so 'n bietjie van 'n steekie. As jy dit en dit en dit doen, dan kan jy byvoorbeeld seën verwag of wat ook al. Gelukkig meeste van dit kom ek agter, deesdae is daar baie wat bestaan uit Bybelverse en bemoedigend is. Maar dit bring my terug by iets wat ek van tevore genoem het, selfs verlede week, oor het ons werklik 'n begrip van wat genade beteken. Dat dit inherent is waar ek goedheid en geduld en begrip en erbarming kan identifiseer, kan ervaar, dit vir iemand anders kan gee, maar dit ook vir myself kan gee, wat ons verby ons eie vermoë om tog so te fokus op die negatiewe kyk, hierdie amper hardkoppigheid van ek hou nie van verandering nie en ek moet in alle opsigte moet ek die hele tyd in beheer wees en myself is die belangrikste en my planne wat moet aanpas is nie vir my gemaklik nie. En as ons nou hier langs aan genade sit en ons kyk na selfgenade, dan beteken dit, ja, ek weet wat is my foute en tekortkominge. Ek weet waar is die areas waar ek misluk. Maar, en dit is wat ek baie keer, en ek het so plakkaat daaroor in my kantoor, wat ek baie keer ook vir mense sê, dit waarop ek fokus, is dit waarin ek dink, dis wat ek oor myself en oor andere uitspreek. En as ons kom by genade en ons kom by selfbegrip, dan beteken dit dat ek eintlik 'n baie kragtige stuk instrument in die hande gekry het, wat my vermoë om veerkragtig te wees uitbou. Want dit beteken, as ek hierdie disequilibrium, met ander woorde waar ek voel, ek is nou half van balans af as gevolg van foute of verkeerde goed, dat ek kan gaan sit en dat ek kan reflekteer oor die feit, dat dit gaan nie net oor die foute in my lewe nie. Nou wil ek tog net hier 'n vrywaring insit en die volgende sê, ons erken ons foute en ons beweeg aan. Ons skiet nie wortel by ons foute en uiteindelik word ons foute 'n groot boom van verwerping, van tragiek, van verwydering,
van enige iets negatief wat amper soos 'n droë boom op die wal van 'n rivier staan nie. Nee, ons kyk na hierdie foute, ons reflekteer daarop, ons bespreek dit dalk met iemand wat ons vertrou en natuurlik vir ons vergifnis. En dan van daar af beweeg ons verder na die punt toe waar ons dit agter ons kan neersit. Terselfdertyd wil ek ook sê, ons kan die beste moontlike bedoelings in die wêreld en op aarde hê, maar as ons nie aktief dit inwerk in ons dag nie, dan gaan ons dalk by 'n oomblik van teleurstelling kom waar ons onsself sê, maar hoekom het ek nou weer hier geglip? Hoekom het my voete nou weer hier gegly? So dit is aan die een kant 'n riglyn wat ons vir onsself kan stel, wat ons sê, hierdie is die nuwe dinge wat ek wil doen om vir myself en ander meer genade toe te laat. Maar aan die ander kant sou ek dit dan nie doen of regkry sonder nie, want onthou, ons moet ook ons breinspiere, ons gedagtespiere, ons emosionele spiere ontwikkel, sodat ons meer en meer hierby kan uitkom, dat ons werklik genade kan omarm. Nou wil ek sommer al hier 'n stukkie huiswerk gee. Dalk moet ons regtig gaan navorsing doen en vir onsself gaan neerskryf. Maar wat is genade en wat is dit vir my? Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Net om onsself weer 'n bietjie te herinner, wat doen genade vir ons? Vanuit 'n sielkundige oogpunt is 'n bewustheid van genade iets wat vir my vlerke gee. Dit help my om van die grond waar ek vasgevang voel in dit wat negatief en sleg is, los te kom, om meer buigsaam teenoor myself en ander te wees, om meer vergewensgesind teenoor myself en ander te wees, om by hierdie punt van selfkritiek verby te beweeg en ook skaamte en blamering te kan neersit. Want skaamte en blamering kom saam met 'n selfgerigte woede en frustrasie. Hoe meer vergewensgesind ons is teenoor onsself, hoe meer kom ons by daai positiewe gedagte, aksie, tendense, waar die een positiewe gedagte as dit ware die ander positiewe gedagte aansteek, en uiteindelik sien ons die wêreld in en rondom onsself op heeltemal 'n ander manier, met meer perspektief en insig. So dikwels, as ek sien hoe mense mekaar uithaal en sleg sê, veral nogal op sosiale media, dan dink ek so by myself, as ek die een moet wees, wat daardie woorde toegedig word, en ek moet ongelukkig sê, ek weet nie wat ons aan die gang met ons Afrikaans sprekende mense, dat ons mekaar met die lelikste moontlike woorde op sosiale media kan sleg sê nie. Dan dink ek baie keer, kom dit nie uit 'n gemoed van absolute onvergenoegsaamheid. Maar nou moet ek nog met my naam daarby vir die hele wêreld hierdie onvergenoegsaamheid wys. So wat sê ek dan daarmee? As ek op hierdie punt kan kom, waar ek net kan weet, ek is met 'n doel en 'n rede
hier. Ek vervul 'n belangrike rol. Ek het nodig om deernis vir myself en vir my naaste te hê, waar ek op die punt kom waar ek hierdie deernis en begrip sodanig toepas, dat ek nie my vir elke moontlike ding waarmee ek saamstem of nie saamstem nie, veral nie saamstem nie, vererg en waar ek ander verneder en met klippe gooi, ja, partykeer selfs hulle persoonlikheid so aanval, dat die mens dit in die proses vernietig. En dan bring dit ons by die punt van dankbaarheid, waar ek kan sê, dankbaarheid is 'n bevestiging van die goedheid van God. Want na mate ek meer en meer gefokus raak op wat ek dankbaar voor kan wees, en daarmee sê ek nie, ons gaan almal deur pyn en frustrasie, en nou moet dankbaarheid skielik vir ons hier uitlig nie. Nee, dankbaarheid help ons net om 'n nuwe perspektief te ontwikkel, om vir ons te sê, daai lig wat ons voor in die tonnel sien, is nie 'n trein wat ons gaan raaktrap nie, maar dat ons by hierdie breinaktiwiteit uitkom, wat die res van ons prefrontale korteks sodanig aktiveer, dat ons werklik daardie selfbeheer kan toepas, om te keer dat die negatiewe ons meesleer en insluk, want dit is eintlik wat ons probeer verhoed. En dit is eintlik ook waar genade vir onsself, as ons sien ons raak meegesleer, dan beteken dit, ons moet dalk net weer 'n bietjie gaan kyk, wat doen ons met genade? Ek weet dit is 'n aspek, konstrukt, of wat ook al, wat vir party mense iets wollerig is, en dit is hoekom ek sê, kom ons gaan doen bietjie ons huiswerk, en kom ons gaan kyk bietjie werklik wat dit vir ons beteken. Verder ook, tot watter mate ons by daardie punt kan kom in ons verhouding met die Here, wat dit oop en sonder grense, sonder vooropgestelde idees, aanvaardend en liefdevol is. Baie keer dan dink ek, as ons net kyk na wat rondom ons aangaan, en ons het nou weer die afgelope tyd gesien wat gaan aan in die land, hoe beangs mense kan wees, en hoe ons kan twyfel, en ja, daar's baie wat gebeur, wat ek dink ons net ons kop skud, maar uiteindelik is dit wat ek na binne toe vir myself sê en projekteer, wat na buite uitkom, na hoe ek ander hanteer, wat ek vir ander sê, wat ek vir ander doen of nie doen nie. So luisteraars, kom ons staan 'n bietjie stil, en kom ons neem regtig die tyd, om weer terug te keer, na wat beteken genade vir ons, en hoe ons hierdie genade sodanig kan internaliseer, dat ons met hoop vorentoe kan leef. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees, en bly warm. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestes